Ek wil gou net die vraag vra, en dan moet jy my so op so 'n subtiele manier met jou oë of 'n kop knik. Het julle al bietjie begin oefen aan van die goeters? Werk, nee? Ek dink die amazing ding wat ek gevind het uit hierdie boek uit, maar ook uit die kursus uit, is dis lekker prakties, maar is challenging, en as jy aanhou, raak dit beter en makliker. Ek kom in my eie lewe agter dat van die bekende bane het al reeds bietjie begin verander, en dit maak 'n mens vry op 'n amazing manier. Want ek dink dis 'n goeie proses om mee aan te hou, so ek wil by jou pleit, don't stop. En as jy dit tot dusver toe met sekere goeters moeilik gevind het, hou net aan en aan en aan, want dit vat bietjie effort, dit vat bietjie dissipline, maar ek kom agter in my eie lewe hoe dit werk en wat se impak dit het. En vanaand is 'n lekker ene om mee af te sluit. Ek het die laaste gedeelte van die laaste hoofstuk gekies om met julle te bespreek, want ek dink op die einde van die dag is dit waar ons almal by wil uitkom, is om daardie blydskap wat ek glo die Here vir ons beplan het, om by dit uit te kom, om te leef in die vreugde en die vrede wat God ons voorgeroep het. En die van julle wat my ken weet, dis iets wat ek vreeslik baie oor praat, is ons is gered om in vreugde en vrede te leef. En ek dink een van die grootste hartseer stories van die kerk is dat daar is min tot geen mense wat werklik in die volle vreugde en vrede van Jesus leef nie. En dis omdat ons in die westerse wêreld ons denkpatrone bou op wêreldse denkwyses en wêreldse maniere van blydskap meet en vrede meet en vreugde meet, in steede daarvan om dit te meet aan die waarheid van die woord van God. En dis hoekom baie van ons, baie van hulle leef soos die wêreld leef. Omdat ons nog nie gekom het op daai plek waar ons Romeine 12 vers 2 toepas wat sê, kom laat ons toelaat, laat God ons denke verander nie. Okay, so carry on. Okay, en change en verander jou kop sodat jou lewe verander. Nou voor blydskap. Ek sê weer, ek dink een van die groot eienskappe van kinders van die Here, wat ons laat uitstaan en anders lyk as die wêreld, is eintlik blydskap en vreugde. En daarmee saam vrede. En ongelukkig as jy gaan kyk na die kerk oor die afgelope 1000 jaar, is dit juis dit waarvoor die kerk nie bekend staan nie. Ek meen, dink daaraan. Hoeveel van julle het groot geword en die kerk gekonnekteer met blydskap? Nie sommer nie. Die kerk was vir my 'n ongelooflike depressing plek gewees. Daar was nie blydskap nie, daar was nie warmte gewees nie, daar was 'n soort van, jy weet, ons het almal verstaan, dis 'n plek waar jy moet liefde beleef, maar dit nooit regtig beleef het nie, en daar was definitief nie blydskap nie. Ek gaan nou bietjie stout wees, maar my ma is 'n vreeslike emosionele mens, so sy
huil vreeslik maklik. So sy het altyd in die kerk gehuil as ons gesing het. So ek het geweet dit was 'n redelike alright diens as my ma gehuil het. Okay. My pa was weer unresponsive. Hy was soos hy het net gestaan. Tot die dag van sy dood. Ek weet, hulle het kom kuier vir 'n naweek hier en ek sing my longe uit daarvoor, hou ek my pa op en staan hy so. Dan kom ons by die huis en sê vir my, ja, ou moet ons lekker sing vandag. So 'n kerk was, as dit goed was, het mense gehuil. En in my pa se geval was dit net, ja, was goed. Maar blydskap was nooit 'n deel daarvan nie. En eintlik is blydskap, vreugde, dis ons ding as Christene waar ons behoort blydskap te hê, nie omdat dinge reg is nie, maar omdat God leef en Jesus koning is. En dit moet eintlik sigbaar wees. En dit is nie, hoekom nie? Want ons denke became conformed to those of the world. Ek weet nie om dit in Afrikaans te sê nie, maar ons denke is dit van die wêreld. Ons koppel blydskap aan omstandighede en ons koppel blydskap aan hoe goed dit met ons gaan, finansiëel en ons dorp en al daai tipe van goeders, maar ons blydskap staan los van omstandighede. Ons blydskap is in die fondasie en in die waarheid en in die werklikheid dat Jesus ons redder is en daarin moet ons blydskap vind. En ons gaan dit nie net beleef outomaties nie, ons moet ons denkpatrone daarvolgens aanpas. En as jy nie daarop gefokus is nie, gaan jy nooit die volmaakte blydskap hê wat Jesus vir jou beplan het nie. Paulus sit in die tronk. Hy sit in die tronk en hy skryf sy briewe aan 'n hele paar gemeentes, onder andere Filippense. Hy sit in haaglike omstandighede en hy sê, wees bly in die Here, ek herhaal, wees altyd bly. Paulus, hoe het jy dit reg gekry? Hoe sit jy onskuldig in die tronk, in terrible omstandighede, en jy kry dit reg om te sê, wees bly, want sy blydskap was net in die feit dat hy aan Jesus behoort. Sy blydskap het hy gevind in die feit dat, al is hy in die tronk, versprei hy die evangelie. Dis waar sy blydskap geleë het. Dis amazing, nee? Nou ons gaan 'n bietjie nou daaroor praat, oor in the flow. So kom ons begin. Tony Campolo, weet julle wie hy is? Ek ook nie. Hy het geskryf, die meeste Christene weet net genoeg van die evangelie om ongelukkig te wees. Hier het my hart op die kop geslaan. Die meeste Christene weet net genoeg van die evangelie om ongelukkig te wees. Dis 'n redelike statement. Nou Stefan Joubert brei nie uit daaroor nie, hy quote net hierdie ou, maar ek moes gaan dink oor hierdie. Hoekom? Ek dink, ons weet net genoeg van die evangelie wat ons gesê is. Min van ons het ons eie studie gemaak oor die evangelie. Min van ons het gaan sê en gaan dink en gaan bepaal, wat is my siening van die volle prentjie van die evangelie? En as jy die volle evangelie van Jesus verstaan, dan verstaan jy, Jesus het gekom, nie net om ons sonde te vergewe en vir ons te sterf, dat ons eendag kan hemel toe gaan nie. Jesus het gekom sodat ek en jy heel lewens kan hê in ons gees, ons siel en ons liggaam, in ons denke en ons emosies en ons optrede. En jy moet dit eers verstaan en daaroor dink, dat jy op 'n plek kan kom waar jy kan blydskap beleef in die evangelie en nie net genoeg weet dat jy ongelukkig is nie. Okay. Want as jy net 'n gedeelte van die evangelie verstaan, gaan jy ongelukkig wees.
Want as jy net 'n gedeelte van die evangelie verstaan, dan dink jy, hoekom laat God laat hierdie met my gebeur? Want as ek 'n gedeelte van die evangelie verstaan, dan dink ek, as ek hom aanneem en ek hom dien, dan moet hy my gee wat ek vra. En as hy my nie gee wat ek vra nie, dan is ek nie happy nie, want dan is ek disappointed in hom. En dis denkrigtings, nie? Dis denkrigtings wat moet verander, waaroor ek moet 'n keuse maak en moet besluit om anders te dink oor die volle storie van die evangelie. Die volle storie van die evangelie is, ek leef vir hom. Klaar. En jy kan daai invul soos wat jy wil, maar my geluk vind ek in die mate wat ek vir hom leef. Nie hoe hy vir my leef nie. Dis 'n groot mindshift. So, weet jy genoeg van die evangelie om gelukkig te leef? Het jy al so dit gaan ondersoek en deel gemaak van jou denkprosesse, dat jy kan bly wees los van omstandighede? Nou, hulle het bietjie navorsing gedoen. Hulle sê die mense in die wêreld wat oor die algemeen die gelukkigste is, as hulle vir mense vra, are you happy? En are you content? Dis nou die wêreld, dis nie noodwendig kinders van die Here nie. Is dit die Skandinawiese lande wat in al hierdie navorsing meeste van die tyd top eindig van mense wat die gelukkigste is. Okay. Nou, ek weet nie wat se lande sluit word alles ingesluit by die Skandinawiese lande nie, maar is maar Denemarke, ek weet nie of Switserland ook onder dit val nie. Maar dit het te doen, uit te doen met die feit dat daar goeie diensverskaffing is en goeie betroubare infrastruktuur is. Met ander woorde, die wêreld se mate van geluk word gemeet aan hoe goed is die diens wat die staat aan my verskaf en hoe goed is die infrastruktuur. Ek het nie verder gaan krap om te sien waar eindig ons as Suid-Afrikaners nie. Okay. So, ja. So ons is al 'n klein bietjie meer bevoorreg as die Skandinawiese lande, want ons het al tot 'n klein mate bietjie begin leer om blydskap te hê, losstaande van goeie infrastruktuur en goeie diensverskaffing, okay? Maar kan julle sien hoe die wêreld dink? Wat bepaal hulle blydskap en geluk en contentment? In verdere studies bepaal hulle dat een van die vernaamste goeders wat geluk bepaal, of kom ek sê hierdie, dis wat navorsing bewys, die wêreld, die ongelowiges, se illusie van geluk, moet ek dalk eerder sê, word gekoppel aan geld, stabiliteit, gerief en betroubare instellings. Okay, nou weer, as ons nou kom by geld en stabiliteit en gerief, kan ons tot 'n sekere mate identifiseer as Suid-Afrikaners. Betroubare instellings, I don't think so. Ja. Dis hoe die wêreld geluk meet. En dis hoekom die wêreld het goeie soos, as hierdie en hierdie en hierdie en hierdie met my gebeur, sal ek meer gelukkig wees. As ek hierdie foon kan upgrade, as ek hierdie kar kan hê, as ek in daai huis kan bly, as ek hierdie werk kan kry, as ek 'n verhoging kan hê, as ek hierdie kan hê, as daai met my gebeur, as hierdie met my gebeur, daar's altyd 'n ietsie wat dinge kan beter maak sodat ek meer blydskap kan beleef. Is julle met my? Kan julle dit raak sien? So daar's altyd 'n amper 'n verwagting van dalk eendag sal ek ten volle vreugde en vrede kan hê. Verstaan julle dat ons as mense nooit
nooit ten volle perfekte vreugde of vrede of blydskap sal kan beleef in aardse goed nie, want dis nie waarvoor ons gemaak is nie. En dis hoekom die wêreld nooit, het julle al gehoor van 'n ryk man wat op 'n punt kom en sê, ek dink ek nou genoeg. Nee, hoekom? Want hy wil meer hê, want hy wil meer blydskap hê. En daai blydskap is altyd 'n trappie verder, en verder, en verder. Arnold Schwarzenegger, ja, I'll be back. Hy het gesê, hasta la vista, baby. Hy het ook gesê, hy het ook gesê, hy verstaan nie hoe meer geld mense kan gelukkig maak nie. Want hy tans $50 miljoen as sy netto bates. En hy is nog net so gelukkig soos toe hy was, toe hy net $48 miljoen gehad het. So simpel. As ek myself heeltemal kan weerspreek, ek sou ook happy wees met daai. Maar, dis die wêreld se persepsie of se illusie van wat ek nodig het om blydskap te kan beleef. En ons, as kinders van die Here, dis wat Romeine 12 vers 2 sê, nee, don't be conformed to the ways of this world. Dit gaan nie net oor optrede nie. Paulus het daar gepraat van denke ook. Moenie dink soos die wêreld nie. Moenie die wêreld se goeders najaag en dink dit gaan vir jou as geesmens bevrediging en vrede en vreugde bring nie. Ons moet daai denke verander, daai bekende bane moet ons change en dis waar dit kom, waar jy jou kop moet verander sodat jou lewe kan verander, want jy moet jou persepsies verander, jou verwagtinge verander sodat jou gedagtes kan sê, luister hier, fokus op die regte goeders sodat jy uit die regte bron blydskap kan beleef. Nie uit jou verhoudings met mense nie, nie uit wat jy het nie, nie uit wat jy nie het nie, maar net uit die Here uit. Nou baie interessant, daar is sekere ouens wat met hierdie brein navorsing tot 'n konklusie gekom het en gesê het, ongelukkigheid is hoe ons bedraad is. Dis hoe ons breine werk, jy's daarop ingestel om ongelukkig te wees, want jy's daarop ingestel om vreesagtig te wees. Jy's gemaak, jou wiring van jou brein is so, dat jy vrees baie belangrik ag, en dis hoekom jy vreesagtig is, want as jy te gemaklik raak, as jy te gelukkig raak, as jy te ontspanne raak, dan is daar nie meer 'n verdedigingsmeganisme nie, dan gaan jy seer kry, jy's in gevaar om doodgemaak te word, of in 'n verhouding seer te kry, of whatever. So daarso is 'n denkrigting in die wetenskap om te sê, dat ongelukkigheid is 'n menslike kondisie, jou brein is so gemaak, dis daar as 'n beskermingsmeganisme. Nou weer eens, okay, dis gelukkig net een gedeelte van die wetenskaplikes wat so dink. Die ander wetenskaplikes sê, kan nie wees nie. Jy is nie net gewire om net vrees te beleef en ongelukkigheid te beleef nie, want jou brein is ook so gemaak dat jy ander positiewe emosies ook kan beleef. Jy kan blydskap beleef, jy kan liefde beleef, jy kan plesier beleef, sodat jou brein is dalk so gemaak dat jy neig na die negatiewe kant toe as 'n verdedigings- of 'n beskermingsmeganisme. Maar jy kan kies op watse deel jy fokus. En dis wat ons deur hierdie hele kursus geleer het, is die enorme beheer wat jy eintlik het oor watse kant toe gaan jou denke, watse kant toe gaan jou brein. Jy het totale beheer oor dit. Weereens, dit vat bietjie guts. Maar jy hoef nie
volgens hierdie te operate nie. Jy's nie 'n slaaf van jou brein nie. Jy's jou brein se baas. So moenie val vir hierdie goeters wat hulle sê, jy so gewire nie. Jy kan kies wat se wiring jy wil gebruik. OK. Jy's nie by default net 'n 240 volt to whatever nie. Jy sal nou beter weet as ek, Henry. Ek hoop nie ek praat nonsens nie. Jy kan kies wat se wiring gebruik jy in jou brein. Alright, nou hier is die belangrike ding. As ek kies dat ek wil vreugde hê, ek wil vrede hê, ek wil blydskap hê, ten spyte van en ongeag van my omstandighede en my fisiese materiële situasie, ek kies om te leef in vreugde, blydskap en vrede. Dan moet jy die volgende vir jouself uitmaak. Eerste plek. Die een ding wat ons oor kan saamstem as gelowiges en as wetenskaplikes, jy is gemaak en jou brein is gemaak om te glo. Dit is deel van ons menswees. Jy's gemaak om na God te soek. En dis hoekom mense gode soek op weird plekke. Gaan kyk wat aanbid mense. Dis ridiculous. Gaan lees in die Ou Testament wat het hulle aanbid en dan het ek daai altyd gelees en dink ek, hoe stupid was hulle? Was vandag maar nog net so. Soek God, dis waarvoor jou brein gemaak is, om werklik waar die Here te soek en iets van hom te vind. Nie een keer nie, aanhoudend. Jy het aanhoudend belewennisse met God nodig. Jy het aanhoudend aha-momente, openbaringsoomblikke nodig met hom. Jy het aanhoudend goeders nodig wat jy nuut leer, nuut jou eie maak en nuwe bane skep in jou brein. Jy's gemaak vir dit en as jy nie doelbewus daarna soek nie, gaan jy gryp na ander goed. As jy nie besluit om vir God te soek nie, dan gaan jou brein besluit waarna hy soek. En dis waar ons in die moeilikheid kom. Kyk, so awesome orgaan hierdie ding, maar as jy hom los, papie, gaat hy vir jou breek. Jy moet hom vasvat. Nou hier is die ding, wat jy vir jouself moet gaan uitsort. Weereens, ek love die navorsing wat hulle noem in hierdie boek van Stefan Joubert. 31% van Christene, ek weet nie hoe wyd het hulle hierdie navorsing gedoen nie, maar dis wyd genoeg dat hulle dit kon publiseer. Glo in 'n autoritaire God, 31%. So 31% van mense wat glo in God, glo dat hy 'n autoritaire God is. Hy besluit dis hoe dit is, dis klaar en jy het eintlik maar net, jy gaan maar net op die boot. Jy kan besluit wat jy wil, hy besluit waarna jy gaan. OK? Ongesonde denke. 23% van mense glo dis 'n genadige God. Nou dis positief. As jy glo in God is 'n genadige God, is dit positief, maar dit kan baie gevaarlik wees. As jou denke rondom dit nie op die volle evangelie gebaseer is nie, en net op gedeeltes van die evangelie gebaseer is very dangerous. OK. 24%, dis nogal vir my ontstellend, die tweede hoogste, van mense glo in God, maar hy's afwesig, hy's ver, hy's onpersoonlik. So God bestaan, maar hy het nie 'n saak met jou nie. Hy sal 'n saak hê met jou as jy eendag voor hom staan en hy sal vir jou sê, goeie of slegte dienaar. Maar terwyl jy hierso is jy op die eie. Wat 'n hartseer manier om te dink. Geen wonder mense is ongelukkig nie. Hoe kan jy vrede en vreugde beleef, losstaande van jou omstandighede, as jy glo God is afwesig? OK.
16% glo God is 'n kritiese God. Met ander woorde, hy is daar om die hele tyd vir jou uit te wys, wat het jy verkeerd gedoen. Okay. Na meeste pastore wat ek geluister het toe ek klein was, hulle was deel van hierdie 16%. As hulle namens God gepraat het, was hy baie krities. Maar dis baie mense se persepsie. Juis omdat die ouens wat verteenwoordigers is van hom, se denke rondom wie God is, nie heeltemal Bybels is nie. En hulle leer mense, en die mense wat geleer word, verstaan nie, hulle moet verder gaan krap en soek en leer, en hulle eie maak nie. Hulle vat maar net wat hierdie perd vir hulle van die kansel af sê, en hulle dink dis hoe dit is. En dan word baie mense met baie ongesonde denke rondom God groot. Dan spreek dit nooit aan nie. Daar kan jy nie gelukkig wees nie. Jy moet verstaan dat die awesome ding van ons God is. Hy is 'n bietjie van alles van hierdie. Maar die Bybel beskryf hom, God is liefde. Dit moet jou wegspringplek wees. Jy moet verstaan dat alles wat God vir jou doen, met jou doen, is vanuit 'n plek van liefde. As my denkrigting rondom dit nie gesond is nie, kan ek nie hom soek soos wat ek moet nie, ek kan hom nie vind soos wat ek moet nie, en ek kan definitief nie sy vrede en sy vreugde in my lewe beleef nie, want as my denke rondom sy liefde vir my nie reg is nie, en ek myself nie daarin vestig nie, mis ek die pad wat hy met my stap. Dis hoekom Paulus kon sê, wees bly, terwyl hy in die tronk sit. Want hy het iets van God se liefde besef, hy het iets van God se plan vir sy lewe besef, en terwyl hy in die tronk sit, doen hy dit wat God hom voorgeroep het, hy skryf, hy verkondig uit die tronk uit, die liefde van Jesus, en daarom sit hy en hy's bly, hy voel content, want hy doen wat God hom voorgeskaap het. Kry daai prentjie. Hoekom is ons ongelukkig? Hoekom is ons ongelukkig? As ek nog nie daai plek gekry, waar ek in my menswees doen waarvoor God my geskaap het. Want as ek doen waarvoor God my geskaap het, is daar ongelooflike contentment, ongelooflike vervulling, daar's blydskap, daar's vrede, en enige iets wat jy het of nie het nie, pla jou nie, want dis nie waaroor dit gaan nie, en ek kan vreugde hê en vrede hê, want ek leef dit wat ek weet God my voorgemaak het. Is dit nie awesome nie? Ek het toe ek eerste jaar op universiteit was, het my pa vir my 'n vreeslike oulike Mazda 323, ons het dit 'n Tarzan karretjie genoem, 323, vir my gekoop. Het was daai boksie Mazdaatjies gewees. En my pa het 'n speershop gehad in Voldsburg in Johannesburg. So daar was bitter min karre waarmee hy te doen gehad het wat standaard was. Okay. So hierdie dingetjie het kostelike mags opgehad en spoilers reg rondom, is lang voor potholes. So hy was net so hoog van die grond af. En hy was 'n oulike karretjie. Hy het 'n radiosystem ingehad wat regtig scary was. Hy het so gemaak, die hele karretjie. Toe gaan ons aan die einde van my eerste jaar na Maagheid toe. Daai tyd waar die studente daar is. En die een aand toe ons nou baie slim was, toe het ons besluit, as ons hierdie Mazda se wiele net bietjie afblaas, en ons slaan die strand met momentum, gaan ons vreeslik lekker baljaar.
Ons het net ons berekeninge rondom die momentum so klein bietjie verkeerd gehad. So toe slaat ons die strand met momentum, asof ons in 'n muur vasry. Kakie, my vriend wat saam met my was, sulke natkolle op die windscreen sy oë gedruk. Daai karretjie se voorste spoilers breek af in die sand. Ons slaat daai sand so hard, dat die agterste spoilers breek ook af van die impak. Goed. So 'n paar sekondes gevat, besef ons was verkeerd. Maar toe kry ons hom nou nie weer uit nie. Toe moet ons redelik, dit was nie ordentlike ure van die nag gewees nie, maar ons kry toe nou iemand om die ding uit te trek. Moral of the story is die volgende. Die Mazdaatjie was verskriklik oulik. Vreeslik. Hy het briljant gewerk in die stad. Maar hy was nie gemaak om op 'n strand te ry nie. En toe ons hom wil maak werk op 'n strand, toe kry hy seer. As mens is jy nie gemaak om die wêreld se goed na te jaag nie. Jy's gemaak om God se goed na te jaag. En as jy nie God se goed najaag nie, is jy besig met goed waarvoor jy nie geskape was nie, en dan kry jy seer. En dan wanneer ons seer kry, want ons is 'n Mazdaatjie wat op die strand wil ry, dan is ons almal, hoekom gebeur hierdie? Is eenvoudig, chom, jy Mazda moenie op die strand ry nie. As dit kom by strandry, dan beteken Mazda nie 'n ander kar nie. So as jy wil gelukkig wees, as jy in vreugde en vrede wil leef, dan moet jy, en een van die ouens in Stefan se boek praat van, you must be in the flow. En hy verduidelik dit so, hy sê, wanneer jy so betrokke is by iets wat jy doen, is jy so gefokus op dit, daai goeders wat jy doen waar alle behoeftes op sy gestel word. Het jy al iets in jou lewe so gedoen, of het jy 'n hobby, 'n stokperdjie, of iets wat jy doen, wat jy so geniet, dat jy nie honger of dors of moeg raak nie. Maar daar's party mense wat dit vind in draf. Daar's party mense wat dit vind in fietsry. Daar's party mense wat dit vind in kuns, in kreatief wees, en party mense in tuin maak. Daar's iets in jou lewe wat jy doen, wat jou konsentrasie so verg, wat jy so geniet, dat die res van dit wat om jou aangaan eintlik half dof raak. En God het ons geskape, elkeen met spesifieke goeders, waarin hy ons wil gebruik in die koninkryk. En dit klink baie complicated, want almal gaan nou sê, ja, maar ek het 'n werk. Weet jy dat dit waarvoor God jou geskape het, en dit waar hy jou geplaas het, kan jy juis daar so uitleef. As jy gefokus raak op God, jou denke fokus op God, en jou bestaan, jou lewensreg, jou lewensdoel, vind in hom, en as jy hom soek, en jy praat met hom, en jy vind hom, gaan jy weet wat is jou job. En die ou sê, ware blydskap is net te vind, as jy daai ding in jou lewe vasgemaak het, en jy leef dit uit, by jou werk, in jou alledaagse lewe, en daar is sekere goeders wat ek en jy, wat vir ons almal tel. Wees lief vir God, wees lief vir mense, dis vir almal. Verkondig sy evangelie, nie noodwendig met woorde nie, maar met jou lewe, dis vir almal.
Hierdie moenie oorkom as brag nie, asseblief. Ek dink nie, dis 'n beautiful, dis 'n beautiful getuienis. Ek kan partymal verskriklik geïrriteerd raak met, as jy ergens by 'n winkel is en die ouens kom klop aan jou venster en dit is soms nogal, ek weet ek moenie, ek weet ek's verkeerd, okay, so ek bely nou teenoor julle, sorry. En ek gaan gistermiddag ek gaan koop marshmallows vir die tieners voor ons connect het. En ek stop toe sommer by die garage en ek gooi diesel in. En toe die ouetjie aangestap kom, toe weet ek, nou maak ek die venster oop, nou begin hy met sy, ek sê, hoorie chom, ek's regtig jammer, ek het genuine, ek het nie kontant aan my nie. Dis maar altyd my verweer. Hy sê, is reg oom, sal jy vir my ietsie gaan koop by Spar? Ek dink, Jesus, ek kan nie lekker uit daai ene uitkom nie. Ek kan ook nie vir hom sê, ek nie my wallet nie, ek gooi nou diesel in, verstaan jy? Maar nou is ek so half ontsteld. Maar ek is op pad Spar toe om te gaan marshmallows en hot chocolate koop. Ek sê vir hom, ja. En net daar van Sasol af oorkant Spar toe, nou dink ek, okay, ek weet nie, jy weet, ek gaan vir hom 'n brood koop. Ek gaan nou begin huil. Ek gaan na die gedeelte toe waar die takeaways is, ek koop vir hom toasted cheeses en 'n hamburger, en ek koop vir hom 2 brode, ek koop vir hom 'n 2 liter Coke, 3 chocolates en 'n pak chips. Nou stap ek uit, nou gee ek dit vir hom. Nou sien ek die man, hy kyk nou eers, want ek dra die klein sakkie in hierdie hand en die groot sak in hierdie hand, gee ek vir hom die groot sak. Toe sien ek, hy's bietjie confused, ek sê nee, dis vir jou. En hy kyk in die sak en hy het my vinnig dankie gesê en toe hardloop hy weg. Ek weet nie of hy dit gaan share het met iemand nie of whatever. Maar wat hy daarmee maak, weet julle hoe sharp en lekker en stunning het ek gevoel toe ek al wegry? Incredible! Dit was so lekker, in the flow. Vir daai oomblik, het niks anders te saak gemaak nie, het was net, ja, dit was nou lekker, jy weet. Hy soek 'n brood, hy kry 'n shopping bag. En ek het juist vir hom gaan goeders koop wat 'n ou nou nie dink, jy weet. Ek het nog nie een van hulle gesien dat hulle vir homself 'n slap chocolate koop nie, of chips nie, jy weet. So, dit was so lekker. Maar, hier's wat ek probeer sê. As ek my gedagtes kan kry om gefokus te wees op waar die Here my kan gebruik. Weet jy hoe amazing is dit as jy regtig jou gedagtes fokus op 'n plek ten koste van jouself, en hierdie is die belangrike ding. Dis maklik om wanneer jy so voel dit te doen. Maar as ek werklik op 'n punt kom waar ek begin leef vir dit waarvoor God my geroep het, dan beleef jy vreugde wat hierdie wêreld met niks vir jou kan gee nie. Niks. Hy word iemand, en weet jy wat's amazing van Paulus? Hy het al hierdie amazing goeders gedoen, maar hy het nog steeds, het hy so baie keer, in so baie briewe, gesê, die mense kla ons aan van hierdie en ons ongelukkig oor daai. Mense het hom nog steeds afgeskryf. Vir Paulus. Hy het nog steeds mense teleurstel, hy het nog steeds mense kwaad gemaak. Maar hy was verby daai punt, want hy het gesê, ek gee nie om wat mense dink, doen of sê nie. Ek leef in en vir Christus. Klaar. Of ek baie het om te eet of min het om te eet, of ek in die tronk is en of ek vry is, of ek op 'n boot is wat sink en of 'n slang my byt, it doesn't matter, want ek leef in the flow, in daai ding wat ek voor geskape is. Ek's nou in the flow, ek moet nou, ons moet klaar maak, want anders gaan ek hele aand praat. Hier is die hele ding van hierdie 5 weke. God het vir jou 'n amazing brein gegee.
En hy het vir jou 'n hart gegee met sy eie brein en 'n maag met sy eie brein. Hy het vir jou die vermoë gegee om te kan praat. Hy het vir jou die vermoë gegee om te kan skep met jou woorde, om te kan skep met jou gedagtes. Hy het vir jou die vermoë gegee om die happieste, mees vervulde mens op aarde te wees, net soos wat Paulus was, net soos wat Jesus was. You must just choose it. Stefan eindig sy boek so: laat toe dat God jou denke aanhoudend vernuwe, sodat jy sy wil kan ervaar. Doen dit, leef dit. Gaan doen dit weer, gaan doen dit weer, gaan doen dit weer, totdat dit word wie jy is. Totdat jy dit leef.